geloof is om te glo, maar daar's soveel meer aan geloof as om net te glo. Want ons moet meer as net glo, as ons dit wil Bybels maak, want daar's elemente aan geloof waarna ons moet kyk. En dit is familie, ek weet nie wie van julle kan onthou, dit sal nou mense wees, my ouderdom, klein bietjie ouer as ek, en dalk so klein bietjie jonger as ek, maar daar was 'n tyd wat Mixit 'n ding was. Dit was nog voor BBM, en nog voor WhatsApp gewees, was Mixit, was die ultimate kommunikasie tussen jong mense gewees. Jou foon het onder die kar ingeval, jou ma het oor die foon gery, en dan sê vir jou gesê, jy het jou foon stikkend gemixit. Mixit het die skuld gekry vir enige probleem wat op jou foon is. Dit was Mixit se skuld, maar ek is vas oortuig ook in my hart, dat Mixit ook die oorsaak is, dat soveel van ons nie kan spel vandag nie. 100% die oorsaak, dat ons nie kan spel vandag nie, want ons het allerhande afkortings gebruik in Mixit. As jy wou gesê het, ek het jy net 'n K gebruik. As jy wou gesê het, jy het jy net 'n J gesit. Maar ons het al hierdie afkortings gesit, en dis hoekom ons nie kan spel vandag nie. Dis hoekom die jong mense nie kan spel vandag. My era, bietjie ouer, bietjie jonger, kan nie spel nie, want ons het gemixit. Maar Mixit het vir ons so een woordjie gegee, so een afkortingkie gegee, wat eintlik nog as lekker werk, HGD. En dit staan vir, hoe gaan dit? As iemand vir jou stuur HGD, dan weet jy, hulle wil weet, hoe gaan dit? Maar ek wil vir ons 'n nuwe betekenis gee. Ek wil hê ons moet bietjie teruggaan na Mixit taal toe. Maar nie sodat ons nie kan spel nie. Ek wil hierdie woordjie HGD 'n ander betekenis gee vanoggend as, hoe gaan dit? En die betekenis wat ek agter HGD wil sit vanoggend is, hoor, glo en doen. Sê gou vir die persoon langs jou. Hoor, glo en doen. Sê vir die persoon aan jou ander kant. HGD. En my tema vir my boodskap vanoggend is geloof. Ek wil met ons praat vanmôre oor geloof. Maar vir my om te kan praat oor geloof, het ons nodig om heel eers te kan vasstel, wat is geloof? Want ek dink daar's 'n wye verskeidenheid van opinies oor wat geloof is. En hier in die Bybel kry ons net een vers wat vir ons beskryf, hier is wat geloof is. En dis Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof is vertroue sonder enige twyfel. As ek dit moet opsom, geloof is vertroue sonder enige twyfel. Nou baie mense beskryf dit soos as jy 'n stoel hier op die stage moet neersit en jy gaan sit op hom. Ja, is by jou geen twyfel dat daai stoel dit gaan maak, daai stoel gaan jou hou en dit is so en dit is wat geloof in sy essence, in sy DNA is dit wat geloof is 'n vaste vertroue, is 'n versekering. Maar daar's soveel meer aan geloof as net dit. Daar's soveel meer as net 'n vaste vertroue. Ons kan eintlik nie 'n Bybelse geloof met 'n stoel vergelyk nie, want daar's meer in Bybelse geloof, meer elemente aan 'n Bybelse geloof as wat daar is aan 'n stoel wat my bo kan hou. En as ons gaan lees in Hebreërs 11, verder in Hebreërs 11, dan sien ons, daar word gepraat van 'n klomp geloofshelde. 'n Klomp geloofshelde wat geloof gehad het en wat dinge bonatuurlik gedoen het wat nie realisties gelyk het vir die wêreld van daai tyd nie. Wat die mees onrealistiese ding sekerlik wat daar kan wees, en hulle het dit gedoen en hulle word opgeteken in Hebreërs 11 as geloofshelde, want hulle het staat gemaak nie net op iets nie. Hulle het staat gemaak op God se beloftes. Hulle het op God se woord staat gemaak. Dit was waarop hulle fondasie, waarop hulle geloof gebou het. En ons sien van hierdie geloofshelde in Hebreërs 11 vers 7 van Noag, wat ons lees, omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien word nie. Noag het God eerbiedig en hy was gehoorsaam gewees om te doen dit wat God vir hom gesê het, en daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. En in Noag se tyd, by hierdie tyd toe die Here vir hom sê, Noag, bou die ark, toe het dit nog nooit gereën nie. Daar was nog nie reën tot en met hierdie tyd wat hy die ark moes bou nie. Hulle het dit nie geken nie,
Maar al het dit vir Noag hoe groot waansin gelyk, al het dit vir Noag hoe bespot gelyk, om 'n ark te moet bou op droë grond, het hy dit steeds gedoen, want hy het dit gedoen op die woord van God en omdat hy vertroue het in die belofte wat die Here vir hom gegee het, om te sê, jy en jou gesin sal gered wees. Bou die ark, al het mense hom gespot, al het mense op hom neergekyk en verby hom gestap en vir hom gelag, het Noag nog steeds end uit volhard, het hy nog steeds gedoen wat die Here vir hom gesê het om te doen. En ons as gelowiges kyk baie keer na geloof en ons dink dit is net om te glo. Dis al wat geloof is. As ek nou 'n papiertjie hier moes op elkeen se stoel neergesit het om te sê beskryf vir my vandag geloof, sou die deursnee van ons, 99% van ons sou gesê dit is om te glo. En dit is die waarheid. Dit is wat geloof is. Geloof is om te glo, maar daar's soveel meer aan geloof as om net te glo. Want ons moet meer as net glo, as ons dit wil Bybels maak, want daar's elemente aan geloof waarna ons moet kyk. En dit is HGD. Hoor, glo en doen. Noag het nie sommer net die ark begin bou uit niks uit nie. Daar was iets, daar was iemand wat vir hom iets gesê het en hy het gehoor. Hy het gehoor want die Here het vir hom gesê, Noag, bou die ark. En hy het geglo dat die Here sy beloftes gestand kan doen en hy het die ark gebou. Want dit het gegaan van glo, van hoor na glo na doen. En dis hoekom Noag die ark gebou het. En dis die basiese elemente van ons geloof, is HGD. En Romeine 10 vers 17 kom bevestig eintlik vir ons. Dit sê die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Waar kom geloof vandaan? Waar kom geloof vandaan? Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En iets uit die woord van God is wat vir ons geloof kweek. Dis die beginpunt van ons geloof, is die woord van God. En as ons nie tyd in God se woord spandeer nie, as ons nie tyd in gebed spandeer nie, dan gaan ons geloofslewe nooit na die volgende stapie toe gaan nie. Ons gaan nooit groei in ons geloof as ons nie tyd saam met die Here spandeer nie, as ons nie tyd in gebed en die woord spandeer nie. Want die woord van God wys vir ons die pad. Wanneer ons die woord van God lees, dan lees ek van 'n Noag. Ek lees van 'n Moses, ek lees van 'n Dawid en ek lees van al hierdie geloofshelde en dit stuur iets in my, dit maak iets in my wakker om te kan dink, joh, maar as die Here dit vir hulle kon doen, kan die Here dit tog sekerlik vir my ook doen. As die woord sê God is vandag, môre en tot in al die ewigheid dieselfde, dan beteken dit dat dieselfde God wat vir Noag gesê het, Noag bou die ark, is dieselfde God wat vir my ook kan sê, Colin bou 'n ark en ek kan dit doen en ek kan hom glo daarop. En dis hoe ons geloof gestuur word, dis hoe ons geloof groei, dis hoe ons ook deel kan vorm van hierdie geloofshelde. Ek wil nie eendag in die hemel kom. Daar's 'n spreekwoord onder ons as hardlopers. As jy vir iemand sê jy het 10 Two Oceans gehardloop, dan sê hulle vir jou die volgende vraag, hoe gaan dit met jou ma? Maar as jy vir iemand sê ek het 10 Komritse gehardloop, dan het jy 'n gesprek, dan begin ons praat. Dan het jy 'n gesprek, dan sit nie hoe gaan dit met jou ma nie. Nou ek wil nie eendag in die hemel kom en al hierdie geloofshelde is daar en ek kom by hulle en ek sê vir hulle, alright ouens, ek het op 'n Sondag gepreek en hy vra vir my hoe gaan dit met jou ma nie. Ek wil eendag in die hemel kom saam met hierdie geloofshelde en ek wil met hulle kan sit en ons moet 'n gesprek kan voer. Ons moet kan chat, vir hulle kan sê, ek het hierdie gedoen en hulle moet vir my kan sê, ja, ons het hierdie gedoen en ons moet kan gesels oor dit. En dit gaan ons net uit die woord kry, ons geloof gaan net gebou word as ons na die woord toe gaan. Oom Angus Bakken het hierdie mooi voorbeeld wat hy sê oor die woord. Hy sê sy Bybel noem hy sy agricultural manual. Hy doen niks as die skrif nie vir hom sê nie. As hy wil weet wanneer om te plant, dan gaan hy na die woord van die Here toe. As hy wil weet wanneer om te oes, dan gaan hy na die woord van die Here toe. Dit is sy agricultural manual. Dit is wat dit is vir hom Angus Bakken. En hy vat dit eintlik so mooi vas. Hy bring geloof so mooi om te sê, dit kom uit die aanhoor. En die aanhoor kom uit die woord van God. Want dit is waar ons geloof gebou word. En keer op keer, as jy nou om Angus se testimonies luister, keer op keer, as hy geluister het na wat die Here vir hom sê, het die Here sy beloftes gestand gedoen. Het die Here sy beloftes tot vervulling laat kom. Want dis die God wat ons aanbid. Is 'n God wat sy beloftes hou. Hy's nie 'n mens dat hy kan lieg of van plan verander nie. As God gesê het, kan jy glo en jy kan doen, want hy sal deurkom.
as hy vir jou gesê het, hy sal deurkom. En dan gaan ons aan met geloof in Jakobus 2 vers 17 tot 18 wat sê, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander het die dade. Goed, wys my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade uit. Geloof wat nie oorgaan in dade nie, is nie geloof nie. As jou geloof net iets is wat jy glo, maar dit word nie sigbaar nie, is dit nie geloof nie. Dit is absoluut dood. En net so is geloof wat nie uit die aanhoor uitkom nie, ook nie geloof nie. Iets wat ek doen, wat ek nie by die woord van die Here gekry het nie, wat ek nie van die Here afgekry het nie, dis ook nie geloof nie. En baie keer is realiteit die oorsaak van ons ongeloof. Baie keer is dit as gevolg van realiteit dat ons so sukkel om geloof te hê, om geloof na vore te bring, want realiteit is altyd mos vir ons 'n realiteit. Nou een prediker, Stephen Furtick, het eens op 'n tyd gesê, the opposite of faith is realism. En ek stem 100% saam met hom in hierdie stelling wat hy maak, om te sê, the opposite of faith is realism. Want ons doen partykeer goed en ons dink ons is baie oulik en ons dink dit wat ons doen is baie goed, maar eintlik is dit die verkeerdste ding wat ons ooit kan doen. Want ons doen iets omdat ons realisties na dit wil kyk. Ek kan nou al vir julle sê, as jy vanaand 12 uur in die middedorp in gaan loop, en die Here het nie vir jou gesê, stap vanaand 12 uur daar in die middedorp nie, dis nie geloof nie. Dis net dom. Dis wat dit is. Ons kan dit nou probeer sugarcoat soos wat ons wil. As die Here nie vir jou sê, stap vanaand 12 uur in die middedorp en jy gaan jy pak slaag kry as jy daar aangaan. En baie keer kom ons in situasies, en baie keer sit ons onsself in situasies, want ons kyk realisties na die lewe. Ons kyk nie na die lewe deur die lens van geloof nie. Ons gaan nie na waar geloof vandaan kom nie, uit die aanhoor en die aanhoor uit die woord van God nie. Ons gaan nie soontoe nie. Ons probeer realisties ons eie somme te maak, en die woord sê vir ons, en ek dink is vandag se verse of the day, baie is die planne van die mens, maar God bepaal. God bepaal. En as jy na hom toe gegaan het, heel eerste as jou raadgewer, om aanhoor, om by hom te gaan hoor, dan sou hy jou van die begin af op die regte pad gelei het. Dan sou jou planne God se planne gewees het, dit sou een plan gewees het, want God sou vir jou die plan gegee het. En dis hoekom geloof vir ons as gelowiges so kardinaal belangrik is. Want realiteit skree iets anders, maar geloof sê ten spyte van, sal ek nog steeds, want ek glo in die een wat kan. Maar dan is daar die ander kant, en dit is dat as die lig blaas. As die lig blaas, kan jy glo soos wat jy wil. Iemand gaan die leer moet vat en opklim in die globe change. Dis net 'n realiteit. En Dawid se pa stuur hom om broodjies te vat vir sy broers in die oorlog. En hy kom daar deur sy pa gestuur, nie deur die Here gestuur nie. Hy kom daar om sy broodjies te vat vir sy broers. En hy hoor, hier's 'n groot Filistyn wat besig is om die linies van die hemelse leermagte, van God se leermagte te beledig. Hy hoor, hier's 'n Filistyn, 'n groot reus, wat besig is om God te vloek. En hy sê, wie is hierdie Filistyn? Hoekom? Want hy weet, hy het die beer doodgemaak. Hy weet, hy het die leeu doodgemaak toe hulle by sy skape was. Hy het geweet, hy het die vermoë om hierdie reus ook dood te maak. Hy het geweet, uit die aard van geskiedenis uit die aard van dit wat die Here hom al deurgevat het. En baie keer gaan ons in plekke kom in ons lewens waar daar nie gaan tyd wees om te kan sê, alright, kom ek gaan sit net en ek raak net gou stil en ek bid. Partykeer gaan jy in die oomblik vasgevang word. Partykeer gaan jy in die oorlogsveld instap en dan gaan 'n Filistyn wees wat skree en jy gaan moet optree in die oomblik. Dit is so. En dan maak ons staat op die leiding van die Heilige Gees. Dankie Jesus, dat toe hy opgevaar het hemel toe, het hy ons nie as weeskinders agtergelaat, hy het vir ons 'n helper gestuur, die Heilige Gees, om ons by te staan, sodat ons die regte keuses nog steeds kan maak, al het ons nie tyd gehad om eers te gaan woord soek nie. Want dis wie die Here vir ons is. Maar, al is daar kere wat dit die noodsaaklikheid is, al is daar kere wat omstandighede ons gaan forceer om in die oomblik 'n keuse te moet maak, is daar kere en is daar gevalle wat ons nodig het om iets 'n gebedsaak te maak. Die gewig van baie goed is nie dieselfde nie. As ek oorgewig is en ek staan voor die chocolate, gaan ek nie eers gaan bid, Here, mag ek die chocolate eet nie. Ek weet, ek moet hom nie eet nie.
Ek wat nou van die uitreik afkom, ek weet ek moet nou begin draf, laat ek al 2 knope kan vasmaak. Ek weet dit, ek hoef nie te gaan bid oor dit nie. Ek weet dit is 'n realiteit. Maar daar is partykeer, is daar redes vir ons om te moet gaan bid. Wanneer ons groot keuses in ons lewens moet maak, beroepskeuses, moet ons koop, moet ons nie koop nie, iets wat nie net my gaan beïnvloed nie, maar iets wat almal gaan beïnvloed, het ons nodig om met 'n gebedsaak te maak, want hierdie selfde Dawid wat net nou broodjies vir sy broer gevat het en in die oomblik 'n besluit moes maak om iets te doen, hierdie selfde Dawid is ook die Dawid wat 'n paar hoofstukke verder, net 'n kort rukkie later, God gaan raadpleeg, of moet hy iets doen, of moet hy nie. En 1 Samuel 23 vers 1 tot 4 sê vir ons, op 'n keer is aan Dawid vertel, die Filistyne veg teen Kehila en plunder die dorsvloere. Dawid het die Here gaan raadpleeg. Sal ek optrek en hierdie klomp Filistyne verslaan? Die Here het vir Dawid geantwoord, trek op en verslaan die Filistyne en bevry Kehila. Maar die manne van Dawid sê, o nee, ons verkeer hier in Juda alreeds in gevaar. Hoeveel te meer as ons na die skanse van die Filistyne toe gaan by Kehila? Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, maak klaar, trek op na Kehila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Die gewig in die situasie hier was baie anders as toe Dawid broodjies vir sy broers gevat het. Hier was dit nie net sy lewe wat op die spel was nie, hier was dit 'n hele volk se lewe wat saam met hom op die spel was. Hier was dit 'n koninkryk se lewe wat saam met hom op die spel was. En Dawid het nie net 1 keer nie, maar 2 keer vir die Here gaan raadpleeg, want hy wou doodseker wees, Here, stuur U ons, is dit U wat vir ons sê om te gaan ons hierdie Filistyne in ons mag hê? Dawid het eintlik vir ons kom wys presies hoe geloof werk. Hy het by die Here gaan hoor, hy het hom gaan raadpleeg, hy het geglo, toe God vir hom sê, ek gee hulle vir jou in jou hande, ek gee vir julle die oorwinning, en omdat hy geglo het, het hy gaan doen, en hy het ingegaan daar, en hier is die eindresultaat van Dawid se geloof, 1 Samuel 23 vers 5. Dawid en sy manne het toe opgetrek na Kehila, toe en teen die Filistyne oorlog gemaak. Hy het hulle vee as byt saamgevat, nadat hy hulle in 'n groot veldslag verslaan het, en so het Dawid die inwoners van Kehila bevry. En Dawid se geloof het hom en sy manskappe die oorwinning gegee, nie hulle vermoë om te kan beklei nie, nie hulle vermoë om oorlog te maak nie, dit was Dawid se geloof, dit was sy manskappe se geloof, die vertroue in dit wat God gesê het, want menslik gesproke was dit nie vir hulle moontlik om hierdie Filistyne te wen nie. Menslik sou dit nie vir hulle moontlik gewees het, maar hulle het geglo, en omdat hulle geglo het, het hulle gedoen, en omdat hulle gedoen het hulle die oorwinning behaal. En ons kry 'n prentjie van hierdie in die Nuwe Testament waar Petrus op die water loop. Matteus 14 vers 28 tot 29 sê, toe sê Jesus vir hom, Here, toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En Jesus sê vir hom, kom, sê hy. En Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Petrus kon nie op sy eie vermoë staat maak nie. Vir 'n mens is dit onmoontlik om op water. As ons nou hierdie doopbad vol tap, elkeen van ons kan 'n beerd kry om te probeer op baie water loop. Dit is onmoontlik. Dit is nie realisties om op water te kan loop nie, maar Petrus het gesê, Here, as U sê. En hy het op daai water geloop, nie uit sy vermoë uit nie uit sy realiteit uit nie. Hy het op daai water geloop op die woord, op die bevel wat hy van Jesus afgekry het hy op daai water geloop. En ja, hy het begin sink, want hy het sy oë van Jesus afgehaal. Maar op die bevel van Jesus, op die woord van Jesus het hy reageer. Hy het gesê, Here, ek sal nie 'n tree vat as U nie vir my sê om 'n tree te vat nie. As U vir my sê, dan doen ek, en hy het dit gedoen op grond van die woord van Jesus Christus. En dan kan ons gaan lees die hele Hebreërs 11. Gaan lees deur die hele Hebreërs 11 oor al daai geloofshelde. Jy gaan nie een van daai geloofshelde kry wat nie HGD toegepas het nie. Wat nie gehoor het eers en toegeglo het en toegedoen nie. Elkeen van hulle het eers gehoor by die Here geglo en gedoen wat hy gesê het. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie nader tot God moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. En hierdie is eintlik 'n opsomming van HGD.
Want ons gaan God nooit tevrede stel as ons lewens rondom realiteit bou nie. As jy elke keuse wat jy maak, net maak op grond van realiteit, gaan ons God nooit behaag nie. Ons gaan nooit kan doen wat God wil nie, want dis wat hierdie skrif vir ons sê. Dit sê vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Want hoe realisties is dit nou, dat 'n vrou wat 90 jaar oud is, 'n kind kan kry? Hoe realisties is dit, om te glo, dat jou vrou wat 90 jaar oud is, 'n kind gaan kry? Dis onrealisties. Maar geloof het dit moontlik gemaak. Omdat Abraham geglo het sy vrou op 90 'n kind gekry. Hoe realisties is dit dat 'n maagd kan swanger word? Dis die mees onrealistiese wonderwerk wat daar nog ooit was. Is dat 'n maagd kan swanger word, en Maria het swanger geword, en sy het geboorte gegee aan Jesus. Want ons God is 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. Hy is 'n God wat spesialiseer in dit wat teen realiteit gaan. In dit wat mense sê nie moontlik is nie, God kan in dit moontlik maak. Hoe realisties is dit dat daar niks is nie, en God sê 'n woord en daar's alles. En daar's iets. Hoe realisties is dit? Ons dien nie 'n God van realisme nie. As daar so 'n woord is, van realisties, ek weet nie. Maar ons dien nie 'n God wat op realiteit beperk is nie. Ons dien 'n God wat buite realiteit is. Ons dien 'n God wat reageer op geloof en sy beloftes nakom. En die vraag wat ek wil vra vanoggend, wat ek hier wil los is, hoe realisties is die keuses wat jy maak in jou dag tot dag lewe? Hoeveel geloof verg jou keuses? En dis dalk 'n moeilike vraag om te vra, maar dis iets wat ons vir onsself kan vra in ons harte. Dis iets wat ons dalk kan dryf na iets toe. Wat ons dalk kan dryf na 'n plek toe waar ek gaan sit om te gaan hoor by die Here. Want het jy al by God gehoor? Wat is sy plan vir jou lewe? Is jy oortuig dat jy in lyn stap met God se plan vir jou lewe? En as jy nie is nie, die geloof is uit die aanhoor, en die aanhoor is uit die woord van God. Ek kan vandag vir julle met groot oortuiging sê, ek kan nie 2 woorde Engels praat. Ek praat dit uit selfverdediging uit. En ek gaan na 'n kerk toe waar ek nodig het om Engels te praat. Maar weet julle wat? Ek weet, God sal my equip. Ek weet, en dit is wat my vrede gee te midde van chaos, te midde van onsekerheid. Is dit wat my vrede gee, is die woord van God, want ek weet, as God dit vir Noag kon doen, as hy dit vir Abraham kon doen, kan hy dit vir my ook doen. En die woord wat die Here vir my gee, terwyl ek so twyfel, is die woord wat hy vir Moses gee. Moses, wie het vir jou mond gegee? En ek is oortuig daarvan, God het vir my mond gegee. En hy sal my gebruik, en hy sal my equip. Maar vir ons in hierdie lewe, as gelowiges, het ons nodig om onsself die vraag te vra. Want hierdie oorskry enige iets. Enige vrees, enige bekommernis, is die wete, dat ek in lyn stap, met dit wat God vir my lewe beplan het. Daai wete, gee vir my vrede wat ek nie kan beskryf nie. 'n groot stuk vrede. En 2 Korintiërs 5 vers 7 sê vir ons, want ons lewe deur geloof, en nie deur sien nie. Die Engels sê, for we live by faith, and not by sight. Kom ons soek die Here, as 'n familie. Maak seker, dat jy nie links of regs afwyk van die pad wat die Here vir jou lewe het nie. En as jy nog onseker is oor die pad wat die Here vir jou lewe het, die woord is duidelik. Die geloof is uit die aanhoor, en die aanhoor is uit die woord van God. Gebed en God se woord gaan jou lei, want die woord sê vir ons, sy woord is 'n lamp vir ons voete. En wanneer ons tyd in sy woord spandeer, dan kry ons die geloof om te doen dit wat hy van ons verwag om te doen. Al is dit moeilik, al is dit hoe onrealisties, al is daar hoeveel teenkanting, al is daar hoeveel mense wat vir jou sê, jy maak 'n fout,
dis nie realisties wat jy doen nie, jy gaan dit nie maak nie, moenie dit doen nie, al is daar hoeveel mense wat dit vir jou sê, as jy 'n woord het van die Here, dan het jy iets om aan vas te hou. Dis iets wat niemand by jou kan wegvat nie. Nie eens die duiwel en sy bose magte kan dit by jou wegvat nie. As jy 'n woord het, het jy iets om op te staan. As jy 'n woord het, het jy 'n versekering, het jy 'n hoop, dat die een wat vir jou die woord gegee het, ook saam met jou sal gaan, en ook die hele pad saam met jou sal voleindig. Die woord is duidelik daaroor. Die woord is duidelik daaroor. Ons het nie nodig om te twyfel nie. Ons kan 'n vaste vertroue hê, 'n sekerheid, 'n hoop hê, maar ons het 'n woord nodig. En as jy nie 'n woord het nie, wil ek jou aanmoedig vandag, kry vir jou 'n woord. Kry vir jou 'n woord. Te midde van jou omstandighede. Kry vir jou 'n woord van die Here af. Gaan spandeer tyd by hom. Kom op jou knieë. Maak jou Bybel oop. Lees jou Bybel. Bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. Want die woord sê vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God tevrede te stel. En geloof is uit die aanhoor. En die aanhoor is uit die woord van God. Ons het nodig om tyd in God se woord te spandeer. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir u woord en dankie vir elke belofte in u woord. Here, dankie dat u woord lewe. Dankie dat u woord nog vandag spreek. Dankie dat u woord nog vandag bemoedig. Dankie Here dat u woord vandag nog 'n lamp is vir ons voete, sodat u vir ons die pad kan wys. En Vader, my gebed vir ons as Oase familie is, Here, mag ons nie links of regs afwyk van die plan wat u vir ons lewens het nie. Here, mag ons in lyn beweeg saam met u. Here, dat u nie in 'n rigting met ons lewe gaan en ons wil dwars in 'n ander rigting ingaan nie. Maar Vader, ek bid dat ons 'n intensiteit, 'n erns sal maak daarmee om woord te kry, Here, 'n woord vir ons lewens, om by u te sal hoor, is ons besig om te doen, Here, dit wat u vir ons beplan het om te doen. Of is ons besig om realiteit in u oë te staar? En Here, ek bid dan dat wanneer u self openbaar, Here, wanneer u planne aan ons openbaar, dat ons die waagmoed sal hê, dat ons die krag sal hê, dat ons die vermoë sal hê om ja te sê op dit waartoe u ons roep. Dat ons dit sal doen in gehoorsaamheid. Al lyk dit hoe onrealisties, al kry ons hoe baie teenkanting, dat ons dit sal doen, want die Heilige Gees gee vir ons die krag om dit te doen. Vader, ek bid dat hierdie gemeente sal wees, dat ons aanhou om 'n gemeente te sal wees, wat gekenmerk sal wees, as 'n gemeente, wie se geloof berge skuif. Want ons spandeer tyd in u woord. Ons soek u aangesig, nie net vir my eie lewe nie, maar ook vir die res van die mense om my. So Vader, dankie dat ons 'n kerk kan wees. Dankie dat ons daar vir mekaar kan wees. En dankie dat geloof 'n gawe is wat van u afkom. Ek bid dat ons daai gawe sal najag. En dat ons in lyn met u wil sal wees. Altyd, elke dag, oral waar ons beweeg. In Jesus se naam. Amen. Amen.